Efesiërs 5 vers 3 tot 20. Ek gaan dit saam met u lees uit die Nuut 83 vertaling en dan Efesiërs 5 vers 3 tot vers 20, maar kom ons bid eers saam. Here Jesus, baie dankie dat u die lig is wat in hierdie duisternis kom skyn het en dat duisternis u nie kon uitdoof nie. Dankie dat u ons Here en ons Verlosser is, ons Koning en ons Leidsman. Dankie Vader dat u ook die Heilige Gees, die Gees van Christus na ons toe gestuur het as ons advokaat, ons voorspraak, as u wat in ons woon, Immanuel, God by ons. Dankie o Heilige Gees dat u in ons binneste werk en woon en dat u ons herinner aan die woorde van ons Here Jesus. Dit is vir ons 'n voorreg en 'n genade om so saam te kan wees rondom u woord. Laat ons vandag elkeen hier uitneem wat u Gees vir ons wil deel. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Efesiërs 5 vanaf vers 3. Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove en ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierigaard is, want gierigheid is afgoderry. Sulke mense het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om self te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen, maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe julle lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Tot sover. Kom ek lees net weer saam met u vers 8 tot 10. Paulus praat met sy gemeente wat uit heidene gekom het en uit ander volke ook, hier en daar van die Jode ook, wat daar gewoon het. En dan herinner hy hulle aan hulle ou lewe. Hy sê, vroeër was julle ook die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Maar vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Dit is die sleutelgedagte in hierdie gedeelte wat ons gelees het. En dit is ons almal se voorreg as kinders van die lig vandag om self so te leef en ons kinders so groot te maak. As ons kinders gebring het om gedoop te word, het ons 'n belofte afgelê wat eintlik hierop neerkom. Ons sal ons kinders groot maak in die lig. Ons sal hulle bewaar van die duisternis. En dan, wanneer ons groter word, dan leef ons dit uit.
En dis ons getuienis, dis nader aan ons leefstyl, dat mense kan sien, ons is kinders, mense van die lig. Nou, ek weet nie of julle het tog seker almal eendag ergens uit 'n donker auditorium gekom of 'n saal waar daar 'n aanbieding was, maar dit was nog dag. En as jy buite kom, as dit skielik so helder lig. Daar waar ek op 'n stadium gebly het in die laerskool, was daar 'n fliekteater, nee, Standerton het 'n fliekteater gehad. En hulle het Vrydag en Saterdag middagvertonings gehad en dit was natuurlik goedkoper dat die kinders dit kan kom geniet. En dan het dit uitgekom, die fliek het uitgekom terwyl die son nog geskyn het. Dan het soos 'n ouerige teater, so met die uitgang, as jy sommer dadelik dan buitekant, as jy daar onder regs uitgegaan het. En dan ewe skielik is jy in die lig, want jy het nou vir 2 ure in die donker gesit, nê. Nou so verblindend helder, verligtend is Christus, wat na ons toe gekom het, want hy is die lig. So hierdie gedeelte wat ons vandag saam deurwerk, om deur Efesiërs te kyk, wat wil Paulus ook vir ons sê, is nie 'n baie moeilike gedeelte nie, maar kom ons luister, dat ons nie dalk dink, ek ken hierdie so goed nie, kom ons hoor wat die Here deur sy Gees vir ons wil sê. Paulus vermaan gelowiges om te lewe op 'n manier wat waardig is aan ons identiteit in Christus. Hy sê, julle is nuwe mense, julle is mense van die lig, en daarom begin hy deur te waarsku teen 'n verskeidenheid praktyke wat onverzoenbaar is met Christus en ons identiteit in Christus. Nou van hierdie gemeentelede was vroeër daarin vasgevang, en dit is met die meeste gemeentes so waarvoor daar geskryf word, want dis eerste gemeentes. Hulle kom uit 'n ou lewe, uit 'n ou geskiedenis. En dan sê hy in vers 3, maar soos dit gelowiges betaam, moet daar van hierdie ontug of onsedelikheid of gierigheid nie eers meer sprake wees by julle nie. Dit is deel van die verlede. Dan in vers 15 en 17 voeg hy dan sommer by, dat ons almal dit mooi kan verstaan. Hy sê vir ons, hy het dit nou baie mooi diplomaties gestel, hy sê, maar moenie dom wees nie, moenie onverstandig leef nie, leef verstandig, dink wat julle doen en dink aan God as julle optree. En dan is die vraag maar net, of ek en jy vandag verstandig lewe, of ons meegesleer word deur 'n stroom. Ons het heel waarskynlik nie so duister geskiedenis nie, maar rondom ons, waarsku Paulus, is daar baie duisternis. Ons moenie dat dit ons beïnvloed nie. In die Nuwe Testament vertaling klink vers 15 en 17 so, hy sê, wees versigtig hoe julle lewenspad bewandel, moenie soos dwaase leef nie, leef soos wyse mense, sorg dat julle nooit hardkoppig of dom as strand is nie, maar doen groot moeite om die wil van die Here reg te verstaan en uit te leef. Doen ons nog moeite? Doen jy groot moeite om die wil van God te verstaan? Ons weet wat is die algemene wil van God. God se wil vir almal is dat ons in Christus sal wees. Christus is die wil van God. Maar op 'n daaglikse basis en soms op 'n uurlikse basis moet ek en jy self vir die Here uitvra en probeer bepaal wat is sy wil nou vir my in hierdie situasie. En dit beteken dat ons 'n baie naby pad met die Here loop. Lig versus duisternis is een van die duidelikste kontraste wat deur baie skrywers in die Bybel gebruik word. Nog 'n bekende gedeelte hieroor kry ons in Johannes. Hy is baie lief ook vir hierdie kontras. In hoofstuk 1 al sommer daar vroeg in vers 5 lees ons, hy sê, dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. En as ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. Dit is 1 Johannes 1 vers 5 tot 7. En dan in die volgende hoofstuk sluit hy aan, hy gaan nog steeds aan met die tema van lig en duisternis. Hy sê, as iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, dan is hy nog in die duisternis. Wie sy broer lief het, bly in die lig, en daar is niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis
en lewe in die duisternis en weet nie waar hy gaan uitkom nie, want die duisternis het hom blind gemaak. Dit is wat duisternis doen. Dit hou mense blind en as 'n mens die pad byster raak en jy gaan weer daai kant toe, dan kan dit jou weer blind maak. Ons lewens, jou lewe en my lewe moet elke dag ons verbintenis met Christus weerspieël, weerkaats na die wêreld rondom ons. Baie van die mense rondom ons is nog in die duisternis. Ek wil dit nog vir julle nog een keer lees en dis uit die boodskap vers 8 tot 10 van Efesiërs 5. Hy sê, julle was ook eens op 'n tyd mense wat in die donker geleef het. Nou dien julle die Here en leef soos mense wat in die lig kan sien wat hulle doel is. Leef dus soos mense wat niks wil wegsteek nie, maar wat alles oop en bloot in die lig doen. Iemand wat so leef, sê hy, is goed verander. Hulle tree op soos God dit van hulle verwag en hulle staan by die waarheid. As julle iets doen, vra of die Here daarmee tevrede sal wees. Nou as dit nou baie prakties in jou lewe waar word, dan dink jy konstant voordat jy praat, voordat jy reageer, voordat jy besluit, hierdie wat ek nou gaan sê, sal die Here daarmee tevrede wees. Die Here gee vir ons hierdie genade van daai 3 tot 5 sekondes wat ons het om onsself te bedink. Want ons is geneig om net so te reageer op en dit slaan baie keer maar terug na ons ou sondige natuur toe, hoor. Ons is so groot gemaak. Dit is in ons ingebore en ingedrul om vir onsself uit te kyk. En dan kan ons baie keer oorreageer. Die Here sê vir ons in Efesiërs 5, ons moet konstant bewus wees van wat hou hom tevrede. En wat laat hom glimlag as hy jou e-posse lees, as hy jou gesprekke hoor om die braaivleisvuur of in die kantoor waar die amptenaar nou net nie vinnig genoeg die werk kan kry nie. Sal die Here glimlag oor die manier waarop sy kinders daar optree. Dit is wat Paulus nou sê. Hy sê, ons is nie meer in die duisternis nie. Hy sê, ons leef nou as mense van die lig. So broers en susters, hierdie is soos ek gesê het, nie 'n baie moeilike gedeelte nie, maar dit is so ryk aan inhoud, dat dit sal goed wees as ons dit weer en weer 'n paar keer kan lees. Ons maak ons kinders so groot. Ons beloof, ons gaan hulle in die lig groot maak. En daarom vermy ons enige iets, sê hy, wat in die duisternis was of is. Hy sê, ons praat nie daaroor nie, ons wil nie met daardie mense geassosieer word nie. Nou, hy sê nie, ons moet soos kluisenaars en ons heeltemal afskei en soos ander gemeenskappe in ander lande glad nie in die dorp kom nie, ons moet net hier by mekaar bly nie, want hoe gaan ons dan die wêreld beïnvloed met ons lig? Ons is in die wêreld, ons werk in die wêreld, ons leef in die wêreld en daar, sê hy, moet ons lig laat skyn, daar moet ons lewe soos lig. Nou, soos ek gesê het, is nie net Paulus nie, hoor bietjie Petrus praat dieselfde taal oor hierdie onderwerp. In 1 Petrus 2 vers 9 sê hy vir daardie lesers, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is. Julle is die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Die apostels was baie vertroud met hierdie leer. In Johannes se evangelie hoor ons die bron hiervan. Wie dit eerste gesê? Die Here Jesus het dit eerste gesê. In Johannes 3 vers 19 tot 21 sê hy vir sy disippels en vir die mense wat daar staan en luister. Die fariseërs het so 'n bietjie verder gestaan want hulle wou nie naby hom kom nie. Maar die skare het kom luister en sy disippels was daar voorby hom. Hulle is leergierig. Dan sê hy vir hulle, en so kom die skeiding, die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Mense van die lig trek ook mense van die lig, nee.
Ons waarsku en ons bly weg van die duisternis, maar ons dank God dat ons in 'n gemeenskap kan wees, 'n familie van ligdraers. Jesus gaan verder. In hoofstuk 8 vers 12 van Johannes staan daar: op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê, nou praat hy baie reguit, hy sê vir hulle, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. En dan in hoofstuk 12 vers 46, ek het as die lig na die wêreld toe gekom, sodat die wat in my glo nie in die duisternis sou bly nie. Nou Paulus skryf hier vir ons in Efesiërs 5, dat ons as God se kinders, ons as Jesus se disippels, nie net 'n doelbewuste keuse moet maak nie, maar dis nou 'n anglisisme, maar julle gaan hom hoor, hy pas hierso in. Ons moet intentioneel leef soos mense van die lig. Jy moet daardie intensie hê, daardie bedoeling om die dag in te gaan as 'n ligdraer. Moenie dit oorlaat aan wat ook al gaan gebeur. Kom ons gaan maar net hierdie dag of hierdie week in of hierdie vakansie in of hierdie volgende vergadering in, sal maar kyk wat gebeur nie. Nee, jy stap daarin voorberei as 'n ligdraer. Dit is wat God van ons vra, om dit doelbewus te doen, te kies en dan intentioneel dit uit te leef. Ons moet dit moet ons prioriteit en ons doel wees. Ek gaan hier my lig laat skyn vandag. In my en jou lewe moet Christus Jesus weerspieël en weerkaats word deur alles wat ons sê en doen. Hier in Efesiërs 5 gee Paulus nou 'n klomp opdragte. Dit is voorbeelde, dit is voor die hand liggend eintlik, maar kom ek lees net so bietjie vir julle daarvan. In vers 4 sê hy wat by julle pas as ligdraers, as kinders van die lig, is dank aan God. Nie 'n gemor en 'n gekla nie, maar dank aan God pas by julle. Nou in die Here is julle lig, sê hy. Leef dan as mense van die lig, en uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Niks wat verkeerd of duister of skelm is nie. Die Nuwe Testament staan vers 10 so: doen alles in julle vermoë om vas te stel wat God se hart bly maak en leef dan presies so. So dis tweeledig. Ons moet eers vasstel deur die Gees, deur ons Bybelstudie, deur ons verbintenis met Christus en sy manier van lewe, wat is dit wat God tevrede stel? Hy sê, en dan leef ons presies so. Dit moenie net kopkennis wees nie. Hy sê in vers 15, wees baie versigtig hoe julle lewe, nie soos dwaase nie. Gebruik die geleenthede ten volle, benut dit, sê hy, maar probeer te weet te kom wat die Here wil hê julle moet doen. En dan natuurlik daardie bekende voorbeeld waar hy sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daar staan letterlik in die Grieks, moenie van wyn dronk word nie, maar laat die Gees julle vervul en laat die Gees in beheer wees, nie die bottel nie. Daar was mense wat hulle deur die bottel laat beheer, of liewer die inhoud van 'n bottel. Hy sê nee, die Gees moet in beheer wees. Hy sê en dan gaan daar gesing word. By byeenkomste, hy sê spontane gesang, of wanneer Christene saam is of 'n huisgesin, hy sê sing soveel liedere as wat jy kan. Ek het interessante goed die week gelees, maar ek wil nou nie daaroor te veel sê nie, oor hoe daar die eerste gelowiges hulle sang en musiek beoefen het. Die eerste paar eeue was daar geen musiekinstrumente nie, want die mense het sommer net die liedere gesing wat hulle geken het, en later aan het die instrumente bygekom, en toe was daar groot lem op die feestelikheid van die samesang. Daardie gesingery waarvan hy skryf in vers 19 is nie so siekies effentjies nie. Dit is met oorgawe. Dan sê hy in vers 20, dank God die Vader altyd oor alles, deur Jesus Christus ons Here. Paulus skryf in Romeine 8 vers 5, dit net 'n bietjie anders, want daar sê hy vir ons ook hierdie kontras tussen lig en duisternis. So hy sê, die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, of deur die duisternis hulle laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Waarmee hou ons besig? Liewe vriende, hierdie, soos die Engelse sal sê, dis nie rocket science nie. Dis 'n maklike teks hier. Maar as ons hom nie doen nie, dan beteken dit vir ons niks. Hier's niks ingewikkeld hieraan nie.
Dood eenvoudig, sê Paulus, vlug van die duisternis en hulle praktyke en leef as 'n mens van die lig. Leef jou nuwe identiteit in Christus elke dag uit. Paulus sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dit beteken, hy help jou skryf aan daai brief. Hy help jou praat wat jy moet sê. Hy help jou in elke vergadering en byeenkoms en kuier waar jy is, wat jy ook al doen. Christus in jou. Leef vandag, leef hierdie week as mense van die lig. Doen dit so dat as enige iemand ons teekom, moet hulle nie vir 'n oomblik wonder aan wie ons behoort nie. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons eer en loof en aanbid U. U is die lig wat na die wêreld toe gekom het. En U skyn, en nou skyn U deur U liggaam, deur U nuwe eiendomsvolk, deur al U disippels, al die gelowiges op aarde wat U liefhet. Skyn deur ons, skyn deur elkeen van ons. Laat ons U liefde en U genade en U waarheid en U heiligheid weerkaats na die wêreld toe, Here. Dat niemand ons ooit sal verdink van duisternis nie. Dankie dat U ons gered het en ons verplaas het vanuit daardie ryk van duisternis na U wonderlike koninkryk van lig, en dat ons nou in U lig kan leef. Help my daarmee asseblief, Here, elke oomblik van elke dag, in my gesin, tussen my vriende, by die werk, in hierdie deurmekaar land waarin ons geroep is om te woon. Help my ook om 'n ligdraer te wees. Amen.